Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Saterdagoggend. En ja, ek hoop dit gaan vir jou 'n baie mooi dag wees. Lekker ontspanne dag. Vriende, hierdie teks wat ons vanoggend lees, het regtig die mooiste beelde in. So as jy hierdie teks wil verstaan, voordat ons begin lees, kyk in jou gedagte 'n ma wat 'n baba versorg, met groot liefde, met groot deernis. 'n ma wat 'n baba, wat besig is om 'n baba te voed. 'n ma wat 'n baba op haar knieë aan die slaap sis. 'n ma wat 'n baba op haar heup dra. Hoor hierdie mooi beelde in die teks. Lees vanaf vers 7. Nog voordat sy ineen gekrimp, het sy reeds geboorte gegee. Nog voordat die geboortepyn haar oorval, het sy 'n seun in die wêreld gebring. Wie het al van so iets gehoor? Wie het al sulke dinge gesien? Word 'n land op een dag gebore, of word 'n volk eensklaps in die wêreld gebring? Ja, net toe sy ineen krimp, het Sion ook geboorte gegee aan haar kinders. Sal ek vir die water laat breek, nie geboorte laat gee nie, vra die Here. Of sal ek wat geboorte laat gee, die geboorte terughou, vra jou God. Wees verheug saam met Jerusalem, en juig oor haar, almal wat haar liefhet. Wees besonder bly saam met haar, almal wat oor haar getreur het, sodat julle kan suig aan haar vertroostende borste, en versadig kan raak, sodat julle kan drink, en sodat julle kan verkoop aan haar vol ryk borste. Want so sê die Here, kyk, ek gaan vrede na haar toe afkeer soos 'n rivier, die luister van nasies soos 'n spruit in vloed, en julle sal drink. Op die heup sal julle gedra word, en op knieë gewieg word, soos iemand se moeder om troos, so sal ek self julle troos. In Jerusalem sal julle getroos word. As julle dit sien, sal julle harte bly wees. Julle gebeente sal soos groenplante gedei. Die mag van die Here sal bekend wees by sy diensknegte, en hy sal sy vyande vervloek. Want kyk, die Here sal met vuur kom, en soos 'n stormwind in sy strydwaans, om met woede sy toorn te laat geld, en sy dreigement kom met vuurvlamme. Ja, met vuur en sy swaard, gaan die Here die saak bereg met alle mense. Talryk sal die wees, wat deur die Here verslaan word. Geliefdes, ons lees tot sover. Hier absoluut weer die beeld dat die Here sy vyande verslaan, maar vir sy mense kom troos hy, soos 'n moeder haar kinders troos. Jogg, dis 'n ding wat geweldig sterk in die Bybel uitkom, né? Hierdie ding dat God ons kom troos. Dit is vir my baie interessant dat die Here Jesus juis hierby aansluit as hy kom sê, ook in die sin dat hy sy disippels getroos het, né? En dan sê hy, ek gaan vir julle ander troosters stuur. En dat dit die naam is wat gebruik word vir die Heilige Gees in Johannes se evangelie. So sterk loop hierdie tema van troos. So wanneer jy hierdie beelde hoor, dink aan die mooi van 'n baba wat daar by sy ma sit, 'n babietjie wat net klaar gedrink het en sommer daar in die slaap raak, die vrede van dit. Dan ook hierdie mooi ding dat hier staan dat die Here gaan vrede afkeer, soos 'n rivier. Soos mense 'n rivier laat hierna toe vloei, so gaan vrede na die stad toe vloei. Ongelooflike beelde. En my gebed is dat jy vandag al iets van hierdie vrede mag ervaar, dat jy vandag al iets van die troos van God mag ervaar. Amen. Here almagtige God,
Ja, baie dankie vir hierdie pragtige teks. En ja, Here, soos wat 'n baba veilig en tevrede by sy mamma is, so wil ons veilig en tevrede by U wees. Help ons daartoe. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi, mag jy 'n baie geseënde dag hê. Mag jy die vrede en die troos van ons God beleef. Amen.